Goeiemôre Kaleidoskoop, baie welkom by ons online diens en inteendeel vandag praat ek eintlik net met ons online mense. Dis nou Sondagoggend, as jy hierna luister, is ons gemeente nie in ons huidige gebou nie, maar ons is in die nuwe gebou. Nie, ons het nog nie getrek nie, hy is nog nie klaar nie, maar ons kom bietjie daar by mekaar, net so vir 'n lusmaker diens vir almal om te kyk waarmee is ons besig en dan ook om net so befondsing te doen om my laaste bietjie in te samel wat ons nodig het om klaar te maak. So ja, dit is waar ons is op hierdie oomblik. Ons hele gemeente dra by en hulle kom saam, hulle bring hulle commitments vandag kerk toe. Ons wil graag hy laaste stukkie klaar maak dat ons finaal kan oortrek in daai eerste fase in. Wat 'n blye dag sal dit nie wees nie. Nou dit bring my vandag by vandag se tema. So hier sal nie lof en aanbidding wees in hierdie sessie vandag nie, maar wel by die nuwe gebou. Ons kan nog nie daarvan af uitsaai nie. Maar wat is ons tema vandag? Ons tema vandag is juis, waarom bou ons kerk? Waarom spandeer ons nog tyd, moeite en energie om kerk te hou? Ek hoor so baie mense vir my sê, Jaco, wat is die doel van kerk nog? Ek sien so baie kerke toemaak oor die wêreld. Is kerk nog relevant en het hy nog 'n purpose? Is daar nog 'n doel met kerk? Ek het gedink, kom ons praat 'n bietjie oor, waarom kerk? Wat is die doel en die funksie van kerk? En ek wil afskop vandag met my temaskrif uit Efesiërs 11 tot en met vers 15. Paulus gesels hier en hy sê baie mooi, dat daar is mense wat gawes gekry het in die kerk. Kom ons kyk bietjie wat die werk van daardie kerk is. Okay, hy sê, hy het sommige gegee as apostels, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars, om God se mense toe te rus vir hulle dienswerk. Nou hou hom net daar. So hy sê, ja, in die kerk is daar mense wat apostels is, evangeliste is, leraars is en pastors is, herders is. Hy sê, en hulle werk is, die kerk se werk is, om die heiliges, mense, God se mense, toe te rus. So daar's 'n bietjie toerusting wat plaasvind, en hulle toe te rus vir wat? Vir heilige dienswerk. So, dis eerstens 'n purpose. Ons kan sien dat die kerk is nodig. Die kerk moet mense toerus om God se werk te kan doen. Hulle werk is om Christus se liggaam op te bou. Nou, wat is Christus se liggaam? Christus se liggaam is juist die kerk. Die kerk is Christus se liggaam. Christus se liggaam is die kerk. Wat doen ons? So, ons werk is om Christus se liggaam, die kerk, op te bou. Sodat ons uiteindelik almal deur die geloof, deurdat ons die Seun van God ken, 'n eenheid sal vorm, 'n volmaakte mens, wat aan die standaarde van Christus se volmaaktheid voldoen. So hy wil ons by die kerk opbou, dat hierdie liggaam van Christus, die kerk, 'n volmaakte liggaam raak, wat voldoen aan die waardes van Christus. Dan sê hy wat sal gebeur. Hy sê dan, as mense met slingsy die slimstreke op verkeerde paaie wil lei, sal ons nie meer soos klein kindertjies wees nie. Ons sal nie meer omgewaai en weggewaai word deur winde van elke ding wat hulle verkondig nie. Nee, terwyl ons mekaar liefhet, sal ons by die waarheid bly en so alle opsigte groei om soos Christus te wees. Dit werk so. Christus is die hoof van wat? Van hierdie liggaam. Soos hierdie pragtige ding wat Paulus vir ons sê. Hy sê die kerk is belangrik. Hy sê die kerk raak hierdie hegte, volmaakte liggaam van Christus. Dan sê hy vir Timoteus, nou Timoteus was 'n leier van die kerk gewees en hy het vir Timoteus geleer en sê, dit is die purposes wat jy moet doen daar in die kerk. Dit is wat die kerk moet doen. Hy sê, verkondig die woord van God. Hou vol daarmee, of die tyd daarvoor geleë is en of die tyd daarvoor nie geleë is nie. Jy moet jou mense, hier sê hy, met geduld reghelp, aanspreek, bemoedig, terwyl jy hulle geduldig onderrig. So die kerk het ook hierdie groot purpose. Ons moet mense geduldig bemoedig, bystaan, optel, vol hoop blaas. En dan sê hy, waarom? Hy sê, maar daar kom 'n tyd. Daar kom 'n
tyd waar mense nie meer na gesonde onderrig wil luister nie. En dan sê hy vir Paulus hy sê, hulle gaan begin luister na dwaalinge daar buite in die wêreld en hulle sal mense soek wat vir hulle wil leer, wat hulle eie harte wil hoor. So mense gaan nader aan net hulle eie begeerlikhede wil volg. En Paulus waarsku, en hy sê nee, die kerk is nodig om gesonde onderrig te gee, sodat mense hierdie dwaalinge kan raak sien en sodat hulle weer kan groot lewens leef. Voltooi die bediening wat God jou gegee het, sê hy vir Timoteus. Ouens, so waarom die kerk? In die eerste plek, waarom kerk? Die kerk is werklik nou die liggaam van Christus. Wat word bedoel daarmee? Wat word bedoel daarmee die liggaam van Christus? Nou, toe Jesus op aarde was, het hy 'n liggaam gehad. En hierdie liggaam het hande en voete gehad en hy het baie goed gedoen. Oral waar hy gekom het, waar hy gevat het, geraak het, bedien het hy hoop en lig in hierdie donker wêreld ingebring. Maar Jesus sê vir sy disippels, hy sê daar gaan 'n dag kom wat dit vir julle beter sal wees dat ek nie meer hier is nie. En hy praat eintlik van wanneer God se gees gaan kom. Hy sê dit sal vir julle beter wees as ek nie meer hier is nie. Waarom nie? Want ouens, wat gebeur, is deur God se gees word die kerk saamgevoeg en die kerk word nou die liggaam van Christus. So met ander woorde, vandag waar ons hier by mekaar kom, is Jesus nie nou in Jerusalem nie. Hy is nie in Jerusalem of in Galilea nie, nee, Jesus is vandag hier, want die kerk in Suid-Afrika is vandag die liggaam van Christus. Daarom kan ek en jy deur Christus se liggaam bedien word. Dit is so belangrik, die kerk word nou die hande en die voete van Jesus. Daarom is die kerk uiters belangrik, ons kan nooit opgee nie, al maak duisende kerke toe. Kom ons maak 10.000 oop, want die kerk is die liggaam van Christus. Ons kan nooit opgee met die kerk nie. Nou, toe Christus op aarde was, is dit sy wonderlike hande wat kinders opgetel het en op sy skoot gesit het, sy arms om hulle gevou het en hy het hulle geseën. Jesus se liggaam is vandag die kerk. Nou doen ek en jy in die kerk tel ons die kinders op en ons seën hulle. Dit was Jesus gewees wat weduwees by die hand opgetel het en hulle weer laat staan het. Vir hulle 'n doel weer gegee het vir lewe. Vandag is dit die kerk se werk. Ons is die hande en die voete van Jesus. Ons tel die weduwees op. Dit was Jesus saam met sy disippels, wat mense wat 'n nuwe lewe wil weer ingaan, het hy hulle kans gegee en hy het hulle gedoop in die Jordaanrivier. Vandag kom ons as gemeente, die liggaam, die hande en die voete van Jesus, en ons gaan doop mense en ons doen dit hier in huis, nou somme in die see. Ons is die liggaam van Christus. Maar het jy mooi gehoor terwyl Paulus praat? Dit klink vir my, daar is baie valsheid daarbye. So waarom kerk? Die kerk is die kompas wat na ware noord wys. Die kerk wys heeltyd na ware noord. Dit klink vir my of Paulus sê, daar gaan baie dwalinge wees en daar gaan baie mense wees wat sukkel om presies te weet waar om te gaan. So ek vra jou weer, waarom kerk? Dis ook die kerk wat die kompas is, wat wys na ware noord. Dit klink vir my, Paulus sê, in die laaste tyd gaan ons baie sukkel om waarheid te hoor. Maar die kerk is juist die een wat heeltyd na Christus verwys, ons is tog sy liggaam. En Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die kerk is die kompas na ware lewe. Ons glo toe Jesus op aarde was, is dit dieselfde Christus deur wie God die hele wêreld geskep het. En hy het die mensdom geskep. Wie ken die mens beter as wat Jesus self die mens ken? Toe Jesus Christus op aarde was, ons glo, het hy ons rigting kom gee, hy het vir ons kom wys wat is ware noord. Hy het vir ons kom wys wat is die beste manier hoe om te lewe. Jesus wat ons beter ken as wat ons onsself ken, het vir ons kom wys hoe om te lewe. En ons glo dat hy ons gewys het die heel beste manier om te kan lewe. Daarom het hierdie kerk hierdie groot motivering om heeltyd uit te wys, hoe leef ons, hoe vind ons lewe by onsself. Die kerk is die aanduiding vir ware noord. Die kerk is ook nog een van die laaste bakens van hoop. Dink net 'n bietjie daaraan. Dit lyk vir my hierdie wêreld
hanteer slegte nuus. Dit lyk vir my slegte nuus is al nuus wat verkoop word. As die nuus nie besoedel is met leuns nie, is die nuus oortrek van korrupsie. En al waarvoor korrupsie en leuns plek maak, is daar nuus kan wees oor oorlog. Dit is waar die wêreld homself bevind. Die kerk is nog een van die laaste bastions wat goeie nuus kan verkondig. Dis nie alles verby nie, die kerk verkondig, alles is nie vernietig nie, alles is nie verby nie, alles is nie verniet nie. Daar is nog hoop. God is nog in beheer, dis aanhoudend die kerk se boodskap. Dit is werklik nog een van die laaste bakens van hoop. Dink daaraan, in hierdie wêreld, waar alles uitmekaar is, waar alles vernietig word, waar die finansiële markte in mekaar tuimel as gevolg van epidemies, as gevolg van oorloë, sit soveel druk op die mens, en die mens is besig om oral te misluk. Ons maak foute, ons maak dit nie. En omdat so baie druk op ons maak ons verhoudings dit nie. Ons verhoudings ly skade. Hoeveel gesinne lê nie verbreek en verpletter nie. Waar gaan jy 'n boodskap van hoop in hierdie wêreld kry? In hierdie wêreld vol van gebrokenheid. Wie is daar wat vir jou 'n lig gaan aansit? Maar dis die kerk. Is die boodskap van Jesus Christus wat verkondig. Daar is 'n tweede kans. Dalk vir jou 'n derde, vierde, vyfde kans. God gee nie moed op met jou nie, dit is nie verby nie. En dit is juis in hierdie pragtige boodskap van Jesus waarin die kerk verkondig, dit is juis in jou swakheid waarin jou krag lê. So jou swakheid is nie meer net jou vernedering nie, dit is nou jou hoop, want in jou swakheid kan jy sê, Here, ek kan nie op my eie nie. Ek het 'n redder nodig, ek het iemand nodig wat my kan help. Is in die kerk, in 'n tydperk waar alle ligte af is, waar die kerk weer lig bring. Is in 'n kerk wat nuwe lewe bring. Dis in die kerk wat nuwe geboortes bring. Die kerk is 'n baken van hoop. Die kerk is ook 'n liggaam wat skande toemaak. Dit wil vir my voorkom in hierdie wêreld of ons 'n onversadigde honger het om stories van mense se skande en vernedering te hoor. Dit lyk vir my daai stories verkoop goed. En dit lyk vir my ons verkondig dit en adverteer dit waar ons kan. Ek is self jammer om te sê dat ek dink vir lang tyd het dit vir my gelyk asof die kerk daarvan hou as mense foute maak en dan wys hulle graag mense se foute uit. Hulle wys dit nie vir 'n mens alleen uit, hulle wys dit sommer vir die wêreld uit. En ek is jammer daaroor en ek vra om verskoning daarvoor. Maar ek dink nie dis wie die kerk is nie. As ons werklik die liggaam van Christus is, kerk, die liggaam van Christus is, dan moet ons met skande doen, met vernedering doen wat Jesus met skande en vernedering gedoen het. Ek het lees in my Bybel, wat doen Jesus met skande? Hebreërs 12 vers 2, hy sê die volgende: die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Het jy dit gehoor? Hy het die kruis verdra en hy het skande verag. Nou dink vir jouself, maar alles wat Jesus ervaar het op die kruis, was eintlik wat ek en jy moes ervaar. As Jesus pyn ervaar het, was dit my pyn. As Jesus vernedering ervaar het, was dit my vernedering vir my sonde. As hy verwerping ervaar het, was dit my verwerping. En dan, as Jesus skande ervaar het, was dit die skande wat eintlik by my behoort, vir my mislukking, vir my foute, vir my skandadelike lewe. Jesus het dit op hom gedra. En die Bybel sê vir my, wat het Jesus met dit gedoen? Skande is shame. Jesus het shame geshatter. He despised shame, sê die Bybel. Die Here het shame vernietig en dit weggevat. As die kerk enige iets met skande wil doen, is ons maak dit toe en ons gee dit vir Christus, want hy weet wat om met skande te doen. Hy weet wat om daarmee te doen. Ek love wat die woord sê. Hy sê, Jesaja 61 vers 7, in plaas van vernedering
En plaas van minagting sal my volk 'n dubbele deel ontvang van voorspoed en ewige vreugde. God se hoop vir jou is nie skande nie. Ja, daar's sonde in ons lewens. Ja, daar's gebrokenheid in ons lewe. Maar Christus kom vat skande weg. Hy vat vernedering weg en hy vul jou met volheid en met ewige vreugde. Die kerk maak skande toe. Ons kan nie sonder die kerk nie. Maar dan, ek sluit af hiermee. Is die kerk nie nog steeds die redding van die wêreld? Ek weet daar's nêrens 'n volmaakte kerk. En as jy 'n volmaakte kerk kry, moet hom asseblief nie daar aansluit nie, want dan gaan hy nie meer volmaak wees nie. Hierdie kerk, ten spyte van sy geskiedenis, sy gebroke geskiedenis, ten spyte van die toestand hoe hy vandag in die wêreld lyk, ek wil vandag vir jou voorhou, dat die kerk van Christus is al wat ons het. Ons moet hom erken met al sy foute, want weet jy, die kerk se foute is maar net eintlik ons foute. As jy die kerk se geskiedenis verag, onthou daai geskiedenis is my en jou geskiedenis. Dit is ons mense wat daai geskiedenis gemaak het. Ja, en as jy na die kerk kyk, en jy kyk na sy sonde, dan wil ek vir jou sê, die kerk se sonde is ook maar net ons sonde. Uiteindelik is die heel belangrikste ding wat ek vandag wil noem, is as ons nie die kerk het nie, het ons niks. Die kerk is al wat ons het. Waarheen sal ons gaan as ons nie die kerk het nie? Laat my dink aan Petrus se woorde. Onthou jy wat het Petrus gesê vir Jesus? Johannes 6 vers 67 tot 68. Jesus het hierdie groot skares wat hom deur sy bediening volg. Op 'n stadium sê die mense en die skares wat agter hom aangaan, die goeters wat Jesus leer is vir hulle moeilik. Is moeilike goed vir hulle. En Jesus sien dat daai skares loop en verlaat hom. En nou sê vers 67, Jesus vra toe vir sy disippels. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Dink daaraan. Ek assosieer so met Petrus. Petrus sê eintlik vir Jesus, hy sê, Here, hoe kan ek dit vir u sê? Ja, dis so, ons verstaan nie wat u sê nie. En daar's tye wanneer ons verstaan wat u sê, dan hou ons net nie van wat u sê nie. Maar Here, terwyl ons by u is, terwyl ons u nie verstaan nie, is ons nog steeds op u beter plek. Daar's geen ander plek waar ons kan wees nie. Waarom? Want Jesus, by u is die woorde van ewige lewe. Ek voel vandag soos wat Petrus voel. As ons nie die kerk het nie, wat het ons? Waarheen sal ons gaan? Want die kerk is sy liggaam. Wil jy naby aan Jesus kom naby aan sy liggaam. Jy kan nie versê ek is vir Jesus lief, maar jy is nie vir sy liggaam lief nie. Die kerk is ons ware noord. Die kerk is ons hoop. Die kerk is ons redding. Dis hoe ek oor die kerk voel. Ek voel oor die kerk soos wat Christus oor die kerk gevoel het. Hoor wat sê Efesiërs 5 vers 25. Mans, julle moet julle vroue lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het, toe hy sy lewe daarvoor gegee het. Jesus is so lief vir die kerk, hy het sy lewe vir sy liggaam gegee, vir die kerk gegee. Daarom gee ek my lewe onselfsugtig vir hierdie kerk, want Christus het sy lewe vir hierdie kerk gegee. Ek weet, jy sê vandag van, ja, kom in die kerk is nie volmaak nie, kyk hoe lyk die kerk in die wêreld. Dan sê ek vir jou, ek stem saam, die kerk is nie volmaak nie, maar ek wil jou nooi, dat jy na Christus se liggaam kyk, soos wat jy na jou eie liggaam kyk. Het jy sonde? Het jy mislukking en gebrokenheid? Want ek weet ek het. Hoe kan ek vrede maak met myself? Die oomblik as ek na my liggaam kyk, dan moet ek na my kyk deur die genade van Christus, want deur Christus is daar hoop vir my, deur Christus word ek volmaak gemaak. Ek wil jy moet so na die kerk begin kyk. Efesiërs 5 vers 25, kyk, hoe kyk Jesus na die kerk? Hy sê, Christ love makes the church whole. His words evoke
her beauty. Everything he does and say is designed to bring the best out of her, dressing her in dazzling white silk, radiant with holiness. As Christus na die kerk kyk met al sy gebrokenheid, dan spreek hy lewe oor dit, en tussen daai gebrokenheid en tussen daai stikkend kom pragtige holiness uit. Christus kyk na die kerk en sê, dis my liggaam. Dis waaroor ek gaan. Dit is die volmaaktheid van my liggaam. Ouens, dit is die wonderwerk van genade. As Jesus so oor die kerk voel, kan ons nie onsselfsugtig ook vir hierdie kerk gee nie. Die kerk is die hoop en die redding van die wêreld. Daarsonder is ons in ons eie genade agtergelaat, en wat 'n donker en vreesaanjaende plek sal dit wees. Wat 'n donker en vreesaanjaende plek sal dit wees? Waarom bou ons by Kaleidoskoop Kerk? Want diep in ons weet ons, kerk is sy liggaam. Ons is die hande en die voete van Christus. En daai hande en daai voete is die hoop, is die lig en is die redding van hierdie wêreld. Ons kan nie op kerk opgee nie. Ons bou nie 'n kerkgebou nie, want ek en jy is die kerk. Maar ons bou geboue wat permanensie aan ons bediening bring. Ons bou geboue en spasies waar lewens verander kan word. Ons bou geboue en spasies waar mense weer kan hoop vind. Mense weer kan berading kry. Mense se harte weer kan lewe. Nuwe geboortes kan plaasvind. Mense weer saam in die huwelik kan staan. Ons bou spasies waar ons kan leer om te lewe soos Jesus Christus gelewe het. Wil jy nie saam met ons droom oor kerk nie? Kom ons gee nie heeltemal moed op met kerk nie. Ek nooi jou daar by die huis. Wil jy nie ook deel raak nie? Dalk is jy ver van ons af, en al wat jy kan bydra is, jy kan saam met ons bid, dat kerk nooit sal ophou nie. Jesus het gesê vir Petrus, hy sê, not even the gates of hell will prevail against my church. Raak deel van hierdie groot droom, nie wat deur 'n mens begin is nie, maar deur Christus. Maar dalk is jy in staat om ook 'n finansiële bydrae te maak vir ons gemeente. Kontak ons, jy weet hoe om ons te kontak, en help ons om ons doelwitte te bereik, sodat ons ook in ons eie fasiliteit kan inbeweeg en aanhou doen wat ons doen. Kan ek jou vandag uitstuur met 'n wonderlike seën? Ek stuur jou uit. Mag die lewe, die liefde en die vrede van Christus jou verstand te bowe gaan. Mag jy gevul word met die liefde van die lewendige God. Amen. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het vandag. Seën vir jou en sien jou volgende week. Bye bye.